Welkom by vandag se les oor beperkings in Salserver. In hierdie video gaan ons ondersoek hoe beperkings gebruik word om reëls op tabelkolomme af te dwing om data-integriteit, konsekwentheid en betroubaarheid te handhaaf. Ons gaan deur die mees algemene tipes beperkings, primêre sleutel, buitelandse sleutel, uniek, kontroleer, verstandigheid en nie nul nie, en kyk hoe elkeen help om jou database akkuraat en betroubaar te hou. Die primêre sleutelbeperking identifiseer elke rekord in 'n tabel uniek en verseker dat geen waarde in hierdie kolom 0 kan wees nie. Byvoorbeeld in die studentetabel word die studenttyd as die primêre sleutel gestel om seker te maak dat elke student 'n unieke identifiseerder het. Die voorrygende sleutelbeperking koppel 'n kolom in een tabel aan die primêre sleutel van 'n ander tabel, wat verwysingsintegriteit tussen verwante data handhaaf. Byvoorbeeld in die inskrywingstabel tree die studenttyd op as 'n vreemde sleutel wat na die studenttyd in die studentstabel verwys. Die unieke beperking verseker dat alle waardes binne 'n kolom onderskeibaar is, wat enige duplikaatsinskrywings voorkom. Byvoorbeeld deur 'n unieke beperking by die e-poskolom in die studentetabel te voeg, waarborg ons dat geen twee studente dieselfde e-posadres kan deel nie. Die check-beperking valideer data gebaseer op 'n gedefinieerde voorwaarde om te verseker dat dit aan spesifieke vereistes voldoen. Byvoorbeeld in die studentetabel kan 'n check-beperking verseker dat die ouderdomkolom slegs waardes van 18 of ouer aanvaar. Die default-beperking ken outomaties 'n gespesifiseerde waarde aan 'n kolom toe wanneer geen waarde tydens data-invoeging verskaf word nie. Byvoorbeeld in die studentetabel kan die statuskolom 'n standaardwaarde van aktief vir elke nuwe rekord hê. Die not nul beperking verhoed dat 'n kolom nulle waarde stoor, wat verseker dat noodsaaklike data altyd verskaf word. Byvoorbeeld in die studentetabel is die naamkolom gemerk as nie nul nie, wat beteken dat elke studentrekord 'n naam moet insluit. Die gebruik van beperkings in Salserver help om data-akkuraatheid en konsekwentheid te handhaaf, verhoed ongeldige of duplikaat-inskrywings en ondersteun relasionele integriteit oor verskeie tabelle wat alles bydra tot 'n meer betroubare en goed gestruktureerde databasis. En dit bring ons by die einde van ons les oor beperkings in Salserver. Ons het gesien hoe primêre sleutel, buitelandse sleutel, unieke, kontroleer, verstandige en nie nul beperking saamwerk om te verseker dat jou data betroubaar, konsekwent en geldig bly. Deur hierdie beperkings toe te pas, kan jy foute voorkom, verhoudings tussen tabelle handhaaf en jou database glad laat verloop. Dankie vir die kyk en moenie vergeet om by ons aan te sluit vir meer Salserver tutoriale nie.